Jy moet jou tog 'n bietjie probeer indink hoe radikaal die Jode vir Jesus Christus beleef het. Sy nuwe benadering tot God, sy goeie nuus van verlossing en van 'n intiem persoonlike verhouding met jou Skepper. Elkeen wat glo, mag hom nou Abba Vader, my Vader wat in die hemel is, noem. Verder aan het dit net nog meer radikaal geraak. Jesus Christus, wat die Messias was, die Seun van die mens, Seun van God, Lam van God, en elke moontlike profetiese naam en titel, dit het die Sanhedrin behoorlik warm onder die kraag gehad. In sy evangelie skryf Johannes, dat in die begin al was Jesus self God, en hy het mens geword en onder ons kom woon. En hierdie God wat mens geword het, ons Here en ons Redder, verklaar dan dat hy ons sy vriende noem. En soos wat die heilsgeskiedenis en die teologie ontwikkel, word ons later sy bruid genoem. Dink jouself 'n bietjie in die intimiteit van hierdie verhouding. Geen wonder nie dat die eng verstarde Joodse godsdienstleiers komplotte gesmee het om Jesus om die lewe te bring. Nou lees ons in Handelinge van die apostels wat van stad tot stad gereis het met hierdie goeie nuus boodskap van verlossing deur Jesus Christus. Paulus en Silas sing om middernag in die binneste sel van die tronk daar in Filippi, en deur 'n wonderwerk, 'n aardbewing, kom hulle kettinge los, en die gevolg is dat die hoofbewaarder tot die besef kom, hy ken nie hulle God nie. Daarom sy versoek daar in Handelinge 16 vers 29, waar ons lees, die bewaarder het 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord hom, glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Dit is altyd die antwoord wat ons onmiddellik moet gee op so 'n vraag. Glo in Jesus Christus. Alhoewel Lukas vroeër van Lydia se doop eers skryf hy tog duidelik in vers 15, daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is, dat ek in die Here glo, kom, gaan by my tuis. Die rede daarvoor is bloot omdat sy reeds 'n godvreesende vrou was. Met ander woorde, sy het reeds die Vader God van die Ou Testament geken en gedien. Nou is haar geloof in Jesus, ons verlosser en saligmaker. Moet dit nooit uit die oog verloor nie. Die boek, die Handelinge van die Apostels, is inderwaarheid die handelinge van die Heilige Gees, en die Gees se werk is om geloof in mense se harte te werk. Daarom dat Lukas van Lydia ook so mooi skryf in vers 14, die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Wanneer iemand jou vra, hoe word ek gered? Dan is die antwoord eenvoudig, nie 'n lys van voorwaardes, prestasies, moets en moenies, of 'n toets wat eers geslaag moet word nie. Handelinge 16 vers 31. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U mense en ook ons harte voorberei het, ontvanklik gemaak het vir U liefde en vir U woord. Dankie dat U van ons verwag om in U te glo en daarna vorm U ons en maak U ons soos U wil. Maar om deur U gered te word, verwag U net ons harte, ons geloof. Help elke mens om dit te glo en te verstaan. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.